Okay, so nou trek ons by vraag 2 en vraag 2 is 'n baie belangrike hoofstuk. Alright, dit gaan alles oor vergelykings en ongelykhede wat basically self bly graad 10, 11 en 12. Daar kom bietjie goed by graad 11 by en dan graad 12 skryf jy nog steeds oor dit wat jy in graad 10 geleer het. So is baie belangrik dat jy hierdie onder die knie kry sodat jy weet hierdie 30 punte is in my sak in my graad 12 vraestel ook. Alright. So vraag 2 sê los op vir X. Die feit dat die woorde los op daar staan, sê vir jou, jy is besig met vergelykings. Wat moet ek oplos? Ek moet oplos vir X. Met ander woorde, ek moet antwoorde vir X kry. So ek moet vir X alleen kry. Nou, vergelykings in sy eie is nie moeilik nie. Maar die ding wat julle mees van die tyd vang, is die feit dat daar 4 verskillende tipe vergelykings is, en afhangend van hoe hy lyk, moet jy weet wat om met hom te doen. So die eerste tipe wat ons kry is regtig jou maklikste, jou eenvoudigste een, en dit is hoekom hy net 1 of 2 punte tel. Want dit is letterlik, alles is vir jou gegee, jy moet net die antwoord skryf. Alright, so hulle gee vir jou 2 hakies, wat klaar gelyk is aan 0. Jy gaan nie hulle gaan uitmaal nie. Die feit dat 2 hakies gelyk aan 0 is, sê klaar vir my, iemand het dit gefaktoriseer. Ek kan net die antwoord gaan skryf. Hoe doen ek dit? Split jou 2 hakies van mekaar af. So my eerste hakie is x plus 9, stel hom gelyk aan 0. Of my tweede hakie is x minus 2, stel hom gelyk aan 0. Nou moet jy vir x alleen kry, so ek verraai plus 9 oor, hy word minus 9, ek verraai minus 2 oor, hy word plus 2. Met ander woorde, x is gelyk aan minus 9, of x is gelyk aan 2. Dit is jou eerste tipe hakie wat jy moet herken. As jy 2 hakies sien, gelyk aan 0, dan weet jy dis die vergelyking, hy is klaar gefaktoriseer, skryf jou antwoord neer. 2.1.2 gee hulle vir jou 13x minus 12 is gelyk aan minus 4x kwadraat. Die feit dat jy 'n x kwadraat sien, moet iets in jou brein vir jou wakker maak dat jy sê, kwadratiese vergelyking. Alright, soos jy 'n kwadraat sien, dan weet jy kwadratiese vergelyking. En wat doen ek as ek kwadratiese vergelyking het? Ek kry alles aan die een kant en my regterkant word 0. So op die oomblik het ek aan my regterkant 'n minus 4x kwadraat. Ek soek hom nie meer daar nie, hy moet deel word van alles wat aan die linkerkant is. So ek vat hom oor en onthou as hy minus 4x kwadraat is, sodra hy oor gaan word hy positief 4x kwadraat. Met ander woorde, ek het positief 4x kwadraat plus 13x minus 12 gelyk aan 0. Onthou om altyd dit in standaard vorm te gaan skryf, wat ax kwadraat plus bx plus c gelyk aan 0. So eers dit wat jou kwadraat het, dit wat jou x het, en dan dit wat jou konstante is. Nou as ek op hierdie punt kom, waar ek 'n 3 term het, gelyk aan 0, wil ek van hier af gaan na dit wat hulle daar vir my gee. Met ander woorde, ek wil nou uitfigure wat my 2 hakies is, wat gelyk is aan 0. En die enigste manier hoe jy dit kan doen, is deur te faktoriseer. Nou, ek het al 'n hele paar video's gemaak, wat gaan oor die faktorisering van 3 terme. So ek gaan nou nie baie in detail gaan oor dit nie, net om 'n bietjie tyd te spaar, so te mens deur alles ordentlik kan gaan wat nou verband hou met die vergelykings. Maar die een groot fout wat jy maak, is jy vergeet om eers jou teken te doen. Die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet kyk na wat is my teken wat daar staan. Onthou, as hy 'n minus is, beteken dit in jou hakies moet jy verskillende tekens hê. Met ander woorde, een hakie korte plus, 'n ander hakie korte minus. As daai 'n plus was, dan beteken dit jou hakies moet dieselfde teken hê. So al 2 hakies gaan positief wees, of al 2 gaan minus wees. Die feit dat hulle verskillend is, want dis 'n minus daarso, sê vir my een hakie moet 'n plus wees, ander hakie moet 'n minus wees. Alright, dan gaan jy die faktore kry van 4x kwadraat, wat 2x mal 2x is, of 4x mal 1x. Alright, en jy gaan dieselfde doen met 12, dit gaan wees 1 mal 12, 2 mal 6, of 3 mal 4, en as 'n kombinasie, moet ek dan eventueel uitkom by 13x.
So in hierdie geval die regte manier sou gewees het om te sê x plus 4 en dan 4x minus 3. Alright, soos ek gesê, daar is ander video's waar ek hierdie baie mooi verduidelik, so gaan kyk dit as jy nog vasbrand. Alright, so ons weet nou my een hakie is x plus 4 en die ander een is 4x minus 3. Wat nou? Nou is ek presies daar waar ek was in 2.1. Ek het twee hakies gelyk aan 0, so ek split hulle en skryf my antwoord neer. Okay, so ek split hulle, my eerste hakie is x plus 4, so dis x plus 4 is gelyk aan 0, of my tweede hakie 4x minus 3 is gelyk aan 0. Kry vir x alleen, so ek vat die plus 4 oor, sodra hy oor gaan word hy minus 4, met ander woorde x is gelyk aan minus 4, en aan hierdie kant vat ek die minus 3 oor, hy word plus 3, en dan gaan ek gaan deel met die 4. Ok, deel al twee kante met 4. Dan is x gelyk aan 3 op 4. Daai is jou twee antwoorde. Roy, so dis wat jy doen. As jy klaar die hakies het gelyk aan 0, skryf jy net jou antwoord. As jy nog nie die twee hakies gelyk het aan 0 nie, maar jy het 'n kwadraat, dan weet jy, kwadraat se vergelyking, kry alles aan die linkerkant en kry my regterkant gelyk aan 0. Jy moet hierdie twee kan identifiseer en onderskei van mekaar af, sodat jy nie 'n fout maak nie. Jou derde tipe wat jy kry, is wat ons hier kry in 2.1.3. Kyk gou vir my, waar lê jou x? Sien jy, jou x is in die lug? Met ander woorde, hier is 'n eksponensiële vergelyking. So ek moet op 'n punt kom, waar my twee grondgetalle links en regs dieselfde is. So op hierdie kant, op die oomblik, het ek aan hierdie kant 'n 0. 0 gaan nie dieselfde wees as 3 nie. So wat moet ek doen, sodat my regterkant eventually 'n basis het van 3? Ek moet hierdie minus 1 op 81 oorvat. So jy kry 3 tot die mag x plus 1 is gelyk aan 1 op 81. Wonderlik. Dit is nog steeds nie 3 nie. Ek kort 'n basis van 3. So wat doen ek nou? Ek gaan kry die priemfaktore van 81. Hoe doen jy dit? Deur shift fact te gebruik. Of jy kan teruggaan na graad 9 toe, toe jy met die leertjie metode gewerk het, dan kyk jy wat se priemgetal kan aandeel, wat se priemgetal, tot jy eventually jou antwoord het. Alright, so die priemfaktore van 81 is 3 tot die mag 4. Great. Ek het daar 3. Wat is die probleem? Daai 3 is nog steeds onder 'n breek. So ek wil hierdie hele 3 tot die mag 4 opskuif. Wat beteken dit? Wat gaan met my 4 gebeur? Hy gaan negatief word. So met ander daai word dan 3 tot die mag minus 4. En nou kan ek sien, daai 3 en daai 3 is dieselfde. Met ander woorde, die linkerkant kanselleer met die regterkant. Dan bly ek net oor met die eksponente. En as ek nou vir x alleen wil kry, moet ek die plus 1 oorvat, wat dan minus 1 word. So x is gelyk aan minus 5. Right, so daai is jou derde opsie. As die eksponent in die lug is, moet jy weet, links en regs van is gelyk aan, moet ek dieselfde grondgetal kry. Want sodra my grondgetal dieselfde is, dan kan ek daai x, wat in my eksponent is, afbring en ombereken. Maar terwyl hy daar in die lug float, kan ek niks met daai x doen nie. Alright, dan 2.1.4 het jy nou 'n vergelyking, maar met breuke. Nou die eerste ding wat jy moet weet, is wanneer ek met breuke werk, maak nie saak of dit 'n uitdrukking is, en of dit 'n vergelyking is nie. Jy begin altyd met jou noemers. So vir nou gaan ons eers ignoreer, daar is nie 'n 4 nie, daar is nie 'n 10 nie, daar is nie 'n 8 nie. Wat kan ek onder elke breuk doen? So die eerste ene het ek 5 minus x. Jy kan nie met 5 minus x werk nie, want op die oomblik is my x negatief. So wat doen ek om hom positief te maak?
ek haal die minus uit. Wat beteken, dan kry ek minus x minus 5. So sodra jy daai minus uithaal, kan jou x positief word, maar onthou net jou 5 word dan negatief. So daai is die eerste ding wat jy moet raak sien is, dis 5 minus x. My onbekende is negatief, ons werk nie met 'n onbekende wat negatief is nie. So dis die eerste ding wat ek gaan doen. 4 op minus hakkie x minus 5. Right, jy kan jou minus onder sit, daar sit, of bo sit, maak nie saakie, solank jy 'n minus het. Dan beweeg ons aan in ons tweede ene, 10 op x. Sjoe, ons kan niks met daai x doen nie, hy bly maar net daar. Die laaste ene is 8 op x kwadraat minus 5x. Wat kan ek met x kwadraat minus 5x doen? Ek moet hom gaan faktoriseer. So jy gaan na elkeen van jou noemers kyk en kyk of jy hulle kan faktoriseer. Maak seker jou onbekende is positief en kyk of jy kan faktoriseer. So wat kan ek uithaal tussen x kwadraat en minus 5x? Ek kan by altyd van hulle 'n x uithaal. Dan bly ek oor met x minus elkie x minus 5. Okay, so jy het nou gefaktoriseer jou noemers, dis wat jy kon doen. Nou beweeg ek aan en ek gaan kry 'n KGV. So onthou jou KGV is alles wat in jou noemers is. So die eerste ding wat ek in 'n noemer het, is 'n hakie x minus 5. Het ek hom iewers anders ook in 'n noemer? Ja, okay. Daarso. Wat beteken, ek gaan nie weer 'n hakie x minus 5 gebruik nie, want ek het hom klaar uitgehaal. Wat het ek nog in 'n noemer? Ek het 'n x. So met ander woorde, ek gaan 'n x ook in my KGV sit. Nou as ek die x daar uitgehaal het, haal ek hom daar ook uit. Is daar enige getal hier wat ek nie uit my noemer uitgehaal het nie? Nee. Wat beteken my KGV bestaan uit 'n x en 'n x minus 5. Nou kyk ek. Right, hier het ek die hakie x minus 5. Wat kort ek? Ek kort die x. So ek moet 'n x onder bymaal en 'n x bo bymaal. Die volgende ene het ek die x. Great. Wat sê net ek nie? Ek het nie die x minus 5 nie. So ek moet hom onder by sit en bo. Wat beteken daai 10 moet met die x maal en met die minus 5. En dan die laaste ene is x hakkie x minus 5. Hy het klaar die x, hy het klaar die x minus 5, so hy kort niks nie. Nou, met ander woorde, dit gee dan vir my minus 4x op x hakkie x minus 5, minus 10 hakkie x minus 5 op x hakkie x minus 5, gelijk aan 8 op x hakkie x minus 5. Wat sien ek? Die noemers aan die linkerkant vir my is gelijk aan, en die noemers aan die regterkant vir my is gelijk aan is die selfde. Met ander woorde, die noemers aan my linkerkant kanselleer my die noemers aan my regterkant. As jy nie 'n linkerkant en 'n regterkant het, kan jy nie jou noemers kanselleer nie. So waarmee bly ek dan oor? Net dit wat bo gestaan het. Gelyk aan 8. En nou kan ek net my gewone vergelyking oplos, maal daai 10 in. Dit gee dan vir jou minus 4x minus 10x. Onthou, 'n minus maal 'n minus maak daai plus 50. Wees versigtig vir 'n minus. Ek sê soms vir my kinders, of wat ek vir myself ook sê, sodra jy 'n som kry, as daar minus is, gaan highlight hom, want iewers along the line gaan jy vergeet van hom en hy moet iewers 'n plus maak. Okay, nou kan ek net my gelyksoortige terme som sit, so 4x minus 10x is minus 14x. Ek kan my 50 oorvat, dan word dit minus 50, wat dan vir my gee minus 14x is gelyk aan minus 42, en dan deel ek al twee kante met minus 14, dan is x gelyk aan 3. Rooi, so dis wat jy in sy breke het, kry as jy noemers dieselfde, jy gaan iets met jou noemers kan doen. Jy kan nie 3 verskillende
noemers in jou KGV nie. Iets moes jy eers gedoen het om dit vir jouself makliker te maak. Okay, so dis wat jy doen in 'n breek. Dan vra hulle hier 'n interessante vraag. Hulle sê vir jou, bepaal die waardes of die vergelyking in 2.2a ongedefinieerd is. Onthou, ongedefinieerd beteken ek het 'n breek en onder my breek is daar 'n 0. So om te weet wat gaan maak dat daar 'n 0 is, gaan ek altyd terug na my KGV toe. Wat moet ek in x, hakie x minus 5, invervang om 'n 0 te kry? Wel, eerste ding wat ek kan invang is 0. Dan kyk gou wat gebeur. 0 hakie 0 minus 5 en enigietsmal 0 is 0. Daarso ongedefinieerd, want my noemer gaan 0 wees. Die ander ene, kyk nog steeds na my KGV, so ek het x minus 5. Wat vervang ek in x minus 5 se plek om hom 0 te maak? Ek gaan in x se plek 'n 5 vervang. Maar wat is 5 minus 5? Dit gee vir my 0. So wat is die twee waardes wat gaan maak dat hierdie vergelyking ongedefinieerd is? Dit gaan wees x gelyk aan 0 of x gelyk aan 5. So jy kyk altyd na jou noemers, met ander woorde jou KGV, en kyk wat se waardes moet ek in x sit wat gaan maak dat die hele ding 0 is. Alright, vraag 2.3 is los op vir x en y gelyktydig. So nou moet jy weet jy is besig met 'n gelyktydige vergelyking. So ek het vergelyking 1, y plus 2x plus 10, en hier sit ek y gelyk aan 3x plus 4 gelyk aan 4. Y is klaar alleen in hierdie vergelyking. Met ander woorde, ek kan hierdie hele breek net so in my ander vergelyking in y se plek in vervang. Wat dan vir jou gee 3x plus 4 op 4 plus 2x plus 10 is gelyk aan 0. Y is klaar alleen, ek vervang hom net in. Nou moet jy net 'n bietjie wiskunde doen. Alright, al my noemers moet dieselfde wees, en op die oomblik het ek 'n 1 en 'n 1. Alright, so wat gaan my KGV hierso wees? My KGV is 4. So ek gaan oral gaan maal bo en onder met 'n 4, sodat al my noemers 4 is. En onthou, selfde as hier vroeër, sodra jou twee noemers links en regs dieselfde is, dan kanselleer hulle uit. So omdat almal van hulle nou 4 gaan wees, kan ek daai 4 wegvat. Dan bly ek oor met 3x plus 4, 2x maal 4 gee vir my 8x, plus 40 gelyk aan 0 maal 4 wat 0 bly. Lekker lineêre vergelyking. As daar nie 'n x kwadraat is nie, het jy 'n lineêre vergelyking. So wat doen ek? Ek kry al my x aan die een kant en al my getalle aan die ander kant. So 3x plus 8x gee vir my 11x. 4 plus 40 gee vir my 44 gelyk aan 0. Jy moet vir x alleen kry, so wat vat ek eers oor? My plus 44. Dan word hy minus 44. So 11x is gelyk aan minus 44, en dan deel ek al twee kante met 11. Dan is x gelyk aan minus 4. Maar die vraag het nie net gesê los op vir x, hy het ook gesê los op vir y. So nou kies ek een van my twee vergelykings, wat sê lyk makliker, en dan in x se plek vervang ek minus 4. So kom ons sê ons gebruik ons tweede vergelyking, in x se plek daarna die 3, gaan ek nou minus 4 in vervang. So y is gelyk aan 3, in plaas van x vervang ek nou my minus 4 in, plus 4 op 4, gaan maal hom uit, dan kry ek vir y minus 2. Alright, en dan het ons obviously die substitusie metode gevolg. Vraag 2.4 het ek 'n ongelykheid. 'n Ongelykheid werk dieselfde as 'n vergelyking. Al wat jy moet onthou is daai kleiner as tekens is tekens. So as ek 'n minus het en my minus verander op my tekens, moet hy daai teken ook verander. Right, so die eerste wat ek moet doen is ek wil vir x alleen kry, so ek raak ontslaaf van die 1. Ek vat die 1 oor, hy word minus 1, ek vat die 1 hierdie kant toe ook, hy word ook minus 1. Met ander woorde, minus 2 minus 1 gee vir my minus 3,
Tekens bly dieselfde, maak seker die klein kantjie wys na jou klein getal toe. En dan 3 minus 1 is 2. Volgende het ek 'n 3. So ek vat my 3 oor, ek gaan maal met 3. Ek vat my 3 oor, ek gaan maal met 3. Minus 3 maal 3 geef my minus 9. Ek bly oor met minus x en 2 maal 3 geef vir my 6. Laaste ding, ek moet ontslaa ook van hierdie minus. Wat beteken ek moet oor ons gaan deel met minus 1? So wat is minus 9 gedeel deur minus 1? Dit gee nou vir jou positief 9. Sien jy die teken het verander van 'n negatief na 'n positiewe 9? Dan hierdie kant, wat is 6 gedeel deur minus 1? Dit gee vir jou minus 6. Sien jy, hy het gegaan van 'n positiewe getal na 'n negatiewe getal. So as jy deel met 'n minus of maal met 'n minus, verander dit jou tekens. Wat beteken dit met hierdie twee tekens ook verander? Want wat is nou kleiner tussen 9 en minus 6? Obviously die minus 6. So hy draai om. So nou, as ek hom lees, kan ek sien, maar minus 6 is die kleinste enetjie. Yes, die pyltjie wys na die kleinste getal toe. Of jy kan hom gaan oorskryf, want daai en daai beteken dieselfde. Solank jou pyltjie altyd na die kleinste getal toe wys, is jy sharp. Okay, so onthou as jy deel met 'n minus, verander jou waardes van 'n negatief na 'n positief en 'n positief na 'n negatief. Wat beteken die ongelykheidsteken moet ook omdraai. So nou sê hulle illustreer dit op 'n getallelyn. So met ander woorde, ek het my getallelyn, ek sit my twee waardes in. Die een waarde is minus 6, die ander een is 9. Minus 6 is nie gelyk aan nie, so hy het net 'n oop sirkeltjie, waar hierdie ene het die gelyk aan, so met ander woorde, hy is 'n ingekleurde sirkeltjie. En dan connect jy die twee. Alright, so ongelykhede val onder vergelykings, maar onthou net, alhoewel jy dieselfde beginsel volg, is dit 'n kleiner as en 'n groter as teken, so hy kan, en soms moet hy, omdraai. Die laaste vraag, maak x die onderwerp. Wat beteken dit as jy iets die onderwerp moet doen? Jy moet hom alleen kry. So ek moet vir x, nie sy kwadraat nie, vir x alleen kry. Alright, so alles behalwe die x moet oorgaan. Wat is die eerste ding wat oorgaan? Die y kwadraat. Hy is besig om te maal met daai x kwadraat. Daar's nie 'n plus of 'n minus is, en hulle is hulle maal. So eerste wat ek doen is ek vat hom oor en hy gaan nou gaan deel. Want hy deel met al twee. Volgende, daar's 'n kwadraat. Hoe raak ek ontslae van 'n kwadraat? Ek sit alles onder 'n vierkantswortel. Great. Vierkantswortel, k minus 3 op y tot die mag 2. Maar hier kom die uitvangplek uit. Onthou, die wortel van enige iets is gelyk aan twee waardes. 'n positiewe ene en 'n negatiewe ene. Met ander woorde, jy moet jou plus en jou minus onthou. Enige tyd wanneer jy 'n wortel oorsit, 'n vierkantswortel, moet jou antwoord 'n plus en 'n minus hê. Right, so jy kan jou antwoord of so los, of jy kon sien dat daai y kwadraat onder 'n vierkantswortel is, en dan kan ek hom verander dat net die k minus 3 onder die wortel is, en die y is dan y, in plaas van y kwadraat. Right, en dit is al die tipe vrae wat jy kan verwag by vergelykings. Hulle gaan vir jou 'n meer eenvoudige een gee. Hulle gaan vir jou kwadratiese vergelyking gee waar jy moet faktoriseer. Tog gaan 'n eksponensiële vergelyking wees. Tog gaan 'n breek wees. Tog gaan 'n gelyktydige vergelyking wees. Tog gaan 'n ongelykheid wees en daar gaan 'n maak ietsie onderwerp vergelyking wees. Alright, die laaste 3 vrae is dan terug. So ja, kom ons kyk na dit.